Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal wees tot die eer van die Here. Ons het nou soos gebruiklik 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Ons wydingslied vanoggend, Psalm 98. Ons sing die eerste en derde vers van Psalm 98 as wydingslied. Ons sing dit staande en bly dan staan tot na die lofsang. En ons lofsang is gesang 141 vers 1 en 2. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen.
Die skrif leer ons, hieraan weet ons dat ons God ken, as ons sy gebooie bewaar. Luister dan nou na die gebooie van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer ons, wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Ons bely in ootmoed en met berou dat elkeen van ons skuldig is aan die wet en daarom onder die regverdige oordeel van God staan. Maar as ons so in ware berou en met opregte geloof ons sonde bely en ons toevlug neem na Jesus Christus as ons enigste saligmaker en verlosser, dan verseker die Here ons in sy woord, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat aan hom glo, sal nooit beskaam word nie. Ons loof God in geloofsvertroue vir sy verlossende liefde, met die sing van Gesang 291, al 3 verse.
Saam met die kerk oor al die eeue bely ons nou as algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut met dankbaarheid en vreugde ons geloofsvertroue deur die sing van Gesang 294, die 4de vers. Die woord van die Here, broers en susters, kom tot ons uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Efesiërs, die 3de hoofstuk. Ons lees van vers 14 tot 21. Efesiërs hoofstuk 3 van vers 14 af. Terwyl ons nou die Bybel opgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, ons buig in dankbaarheid en in afhanklikheid voor U in die gebed. Alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons vermag, ja, alles kom uit U Vaderhand. Selfs as dit soms moeilike omstandighede is, selfs as dit soms donker word om ons, selfs al is daar soms struikeling en swakheid, weet ons dat U steeds ons lewe in U hande hou. En U laat alles vir ons ten goeie meewerk, want die hande wat ons hou, is liefdevolle vaderhande. Die wete vul ons met diep dankbaarheid, en laat ons selfs in die diepste ellende deel in die vreugde en die vrede van U teenwoordigheid. U het ons ook nou vanoggend weer in hierdie teenwoordigheid ingetrek. Deur U Gees en U woord voed en versterk U ons, dat ons op hierdie pelgrimspad deur die wêreld heen kan loop na U ewige heerlikheid. Ons bid dat U ook nou in U genade, o Heilige Gees, ons verstand en ons harte en ons hande sal vul met die brood van die lewe. Rus ons toe en werk in ons, o Gees van God, dat ons kan wil en werk na God se welbehae. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Efesiërs hoofstuk 3. Ons lees van vers 14 af, die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus,
van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Ons leef in moeilike tye, broers en susters. En as 'n mens maar gesprek voer, dan hoor jy die jammerklagte oor die omstandighede wat ons omring. Polities, ekonomies, sosiaal, selfs wat die kerklewe aanbetref, ook in die natuur, is dit vir ons nie maklike tye waarin ons leef nie. Daar is rampe, daar is onsekerhede, daar is afvalligheid en onverskilligheid. Soos die apostel Paulus dit vir Timoteus skrywe, beleef ons 'n tyd waarin daar baie meer liefde is vir genot as vir God. En iemand het by geleentheid gesê, ons leef in die donker van Gods verduistering, want die hele wêreld kyk na die wêreld en het opgehou om te kyk na God. Die gemeente in Efese het in soortgelyke moeilike omstandighede geleef. Omstandighede wat ook gedeel is deur die ander gemeentes in daardie geweste in Klein-Asië. En die brief aan die Efesiërs is waarskynlik 'n brief wat gerig is aan al die gemeentes om hulle te bemoedig in hierdie moeilike tyd. Hulle was onder druk van vervolging en verdagmakery. Veral die Jode het die jong Christene daarvan beskuldig dat hulle tog nooit die saligheid kan beerwe nie, want hulle is nie die kinders van Abraham nie. En die heidene, die het van die gelowiges gesê, dat hulle eintlik die staat en die godsdienst ondermyn, omdat hulle sê daar is 'n ander koning en daar is net een God, en dit is Jesus Christus. Onder hierdie omstandighede leef ook die apostel wat hierdie brief skrywe. En ons weet dat die apostels in besonder die skuif was van hierdie swaar kry. En nou skryf hy vir hulle, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Ek bid dat julle nie moedeloos word nie. Dis eintlik 'n saak van eer wanneer ons vir die naam van God onderdruk word. En sodat julle nie moedeloos word nie, daarom buig ek my voor God om vir julle te bid. Daarom, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag op die aarde en in die hemel sy naam ontvang. Daarmee sny Paulus onmiddellik deur na hierdie bewering dat die gelowiges tog nie die ewige lewe kan beerwe nie, want hulle is nie die kinders van Abraham nie. Die Vader van ons Here Jesus Christus is die Vader van die verlostes. En hy gee aan elke geslag 'n naam. Maar in Jesus Christus is daar net een geslag. So betoog Paulus dit in die vorige gedeeltes in die brief. Jesus Christus het die middelmuur van skeiding kom wegneem.
Dis nie meer net die kinders van Abraham wat kinders van God is nie. Elkeen wat in Jesus Christus glo, het 'n kind van God geword. En daarom is daar voor God net hierdie een geslag, die geslag van die kinders van God. En almal wat in Jesus Christus glo, ontvang daardie naam. Dis nogal iets om te bedink, broers en susters, dat oor die eeue heen daar voor die Here een geslag is. Die geslag van hulle wat aan Jesus Christus behoort. Ons is deel van daardie geslag. En ons het daardie naam ontvang. Die naam van Jesus Christus. Daarom noem ons onsself Christene. Maar nou is dit merkwaardig dat die woord geslag ook hier die betekenis het van familie. Daar is net een familie. Dis die familie van God. Ons is deel van daardie familie. En dit is vir hierdie familie, hierdie een geslag dat die apostel bid. Bid dat God in die moeilike omstandighede hulle nie moedeloos sal laat word nie, maar vir hulle die krag sal gee uit die rykdom van sy genade en ontferming. Dat hulle kan staande bly, dat hulle as sy familie onder hierdie moeilike omstandighede sal kan lewe. En wat is dit wat Paulus bid? Hy bid eintlik een ding. En die ander, die dra almal daartoe by. Hy bid dat ons na die rykdom van God se heerlikheid, rykdom van sy ontferming, die rykdom van sy grootheid, die onmeetlike skat van God se mag en vermoë, dat ons daaruit gevul mag word met krag. Dat ons in die innerlike mens versterk mag word deur sy Gees, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Dis 'n besonderse gebed, broers en susters, dat ons na die innerlike mens versterk mag word met die groot krag van God, deur sy Gees. En as ons versterk word, dat ons dan 'n woning word van Jesus Christus. Die krag waarmee ons versterk word om in hierdie omstandighede te bly staan, kom nie uit onsself nie. Dis nie ons eie vermoëns nie. As ons in hierdie tyd, in hierdie omstandighede werklik wil staande bly, dan bid ons saam met die apostel dat God sy krag in ons sal laat werk. En dat ons na die innerlike mens versterk sal word, in ons hart, in ons gesindheid, in ons gemoed, in ons optrede, dat die krag van die Heilige Gees ons hele gedrag sal bepaal en ons oë sal verhelder, dat ons uit die krag van God kan lewe. En hierdie krag van God is die geloof waardeur Jesus Christus in ons harte woon. Die krag waarmee ons in hierdie wêreld staande bly, die krag wat van die Heilige Gees kom, is die krag van die geloof. Maar die geloof, broers en susters, is nie maar iets wat ons sê nie. Die geloof is iets wat ons is. Dis wat ons word. Want in die geloof word ons met Jesus Christus een gemaak wanneer die Heilige Gees van ons lewe besit neem. En as ons een is met Jesus Christus, dan na sy belofte maak hy en die Vader woning by ons. Dan word sy gebed vir ons ook 'n waarheid, dat ons met hom een sal wees
net soos hy en die Vader een is, en dat ons in hierdie wêreld getuies kan wees van die eenheid, waardeur die hele wêreld kan weet, Jesus is die Here. Paulus se heel eerste gebed is, dat God aan ons hierdie krag van die geloof sal skenk deur sy Heilige Gees, dat ons met Jesus Christus een word. Dat hy in ons woon. Dat dit werklik van ons waar word, wat die apostel by geleentheid van homself kan sê, dat dit nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dat ons onder alle omstandighede dan so met Christus in ons hart in hierdie wêreld optree. Dan wandel ons met God. Dan loop ons hand aan hand met hom. En dan bly ons staande, want dan is ons gevul met die vaderlike krag van God, wat ons hand gevat het, en ons sit ons hand in syne om dit nooit te los nie. Dis die krag van die geloof. En dan, wanneer ons so in die geloof versterk is, dat Christus in ons harte woon, dan word ons as het ware 'n vesting, 'n fort teen die aanslag van die wêreld. Want as Christus in ons hart woon, dan is ons in die liefde gewortel en gegrond. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God vir ons het. Daarin is ons gewortel. Dis soos 'n boom wat daardeur gevoed word en daardeur bly staan en sterk word, waarvan die penwortel diep ingegaan het en al is die winde en die storms hoe sterk, dit waai nie om nie. Want hierdie geloofswortel is vas in die ewige anker, Jesus Christus. En ons is gegrond, ons is gebou op die fundament van die Here. Die rots wat God gelê het en wat wie in hom glo sal nooit beskaam word nie. Dan staan ons soos 'n boom wat nie omwaai nie, soos 'n vesting wat nie ingeneem kan word nie. Wanneer ons so in die geloof aan Jesus Christus vas is, in hom gebou is, dan kan die omstandighede ons as het ware nie meer oorweldig nie. Dan kan ons saam met die psalmdigter uitroep, as die Here vir my is, wie kan teen my wees? Vir wie sou ek bang wees? Vir wie sou ek vervaard wees? Maar wanneer die Here so in ons woon, bid Paulus dat ons ook oop oë sal hê vir die Here wat in ons woon. En dis 'n merkwaardige manier waarop Paulus dit hier bid. Dat julle in hierdie liefde so gegrond sal wees, dat die Here so in julle sal woon, dat julle so in die krag van die geloof sal staan deur die werk van die Heilige Gees, dat julle in staat sal wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat alle kennis oortref. Dat julle sal begryp hoe groot die liefde van Christus is. Maar hy sê dit op 'n besondere manier, broers en susters. Wat die lengte is, en die hoogte is, en die breedte is, en die diepte is. En as 'n mens dit mooi gaan bedink, dan sê Paulus, dat julle sal begryp. As julle links kyk, is die liefde van Christus daar.
As julle regs kyk, sien julle die liefde van Christus. As julle vorentoe kyk, sien julle die liefde van God. As julle agtertoe kyk, sien julle die liefde van Christus. As julle ondertoe kyk, sien julle die liefde. En as julle boontoe kyk, sien julle die liefde. Want die lengte en breedte en hoogte en diepte is soos 'n kubus. Dit sluit alles in en dit sluit alles toe. Dat julle sal verstaan, sal insien, wanneer julle in die innerlike mens sterk geword het deur die Heilige Gees wat in julle is, en Jesus wat in julle woon met die krag van God, dat julle in die liefde van Christus toegevou is. Dat hy julle insluit van voor en agter, van bo en onder, van elke kant. En in daardie liefde leef en bestaan ons. En as julle nou hier in Klein-Asië leef, 'n eilandjie in 'n see van ongeloof, 'n klein gemeentetjie, voor die geweld van die hele wêreld en die vyandskap van almal om julle, dat julle sal raak sien, in hierdie geweldige vyandskap, leef julle in die liefde van God. Dis die liefde wat julle insluit. En dat julle die liefde sal ken. Ons het dit al meermale gesê, broers en susters, dit beteken nie dat ons net sal weet van die liefde nie. Dat ons maar net sal instem dat God vir ons lief is nie. Maar dat ons hierdie liefde uit ervaring sal beleef. Wanneer ons sterk geword het in die geloof, wanneer ons so voluit begryp dat ons in die liefde van God lewe, dan is daar geen omstandigheid waarin ons nie in hierdie liefdevolle hand van die Vader met hom kan loop nie. Dan weet ons uit ervaring dat God my werklik liefhet. Selfs wanneer ek struikel, selfs wanneer ek val, los hy my nie uit nie. Selfs wanneer ek my hand uit syne wil losruk, laat hy dit nie toe nie. Want hy sluit my in van agter en voor en van alle kante in hierdie liefde van Christus. En so kan ons leef in die volheid van die liefde van God. As ons daarin leef, maak dit ons hele lewe vol. En dan vloei dit oor na ons naaste en na die wêreld. Dan leef ons werklik so een met hom, dat ons in die krag van God se liefde elke aanslag van die bose oorwin. En dan besef ons, broers en susters, hoe goed God werklik vir ons is. As ons ophou kyk na die omstandighede, as Paulus se gebed in ons lewe waarheid word, dat ons in die krag van God lewe, dat Jesus Christus by ons woon, dat ons aan sy hand loop deur hierdie wêreld. As ons dit besef, hoe groot sy liefde vir ons is, dan begryp ons ook, ver bo wat ons ooit kan bid of dink, sal God vir ons sorg en sal hy ons in sy hand hou. As ons nie langer kyk na die omstandighede nie, maar opkyk na God, dan breek ons in die lofsang van die geloof uit.
dan kan ons dit uitjubel ver bo wat ons ooit kan bid of dink. Deur die krag wat God in ons werk, kan ons staan en kan ons in hierdie wêreld leef en oorleef. En dan word ons lewe 'n lofsang. Dan sing ons saam met die gelowiges oor al die eeue, aan hom die heerlikheid, deur alle geslagte tot in ewigheid. Dit, broers en susters, is ook waar van ons in die moeilike tye waarin ons leef. As ons toelaat dat die liefde van God ons oë verlig, wanneer ons ophou vaskyk teen die moeilike omstandighede, wanneer ons opnuut die Here raak sien, as ons saam met die apostel bid dat ons in sy krag kan leef deur Jesus wat in ons harte woon, dan kan ons begin raak sien hoe groot en wyd en hoog en diep sy liefde is. En dan leef ons 'n lofsang. Die lofsang van die geloof oor al die eeue. As ons opkyk na hom wat ver bo ons begrip of verstand ons so lief gehad het, dat hy sy eie seun in my plek gegee het, dat hy my sy familie gemaak het, sy kind, vir wie sal ek dan bang wees? Voor wie sal ek dan swik in swakheid? As ons begryp hoe groot en wyd die liefde van God is. As ons in die krag van die geloof gaan lewe, dan sing ons saam met die gelowiges oor al die eeue. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. En dan leef ons. Dan oorleef ons nie net hierdie omstandighede nie. Dan leef ons. Dan leef ons met vreugde. Dan leef ons met blink oë. Dan leef ons met 'n huppel in die stap. Want ons leef toegevou in die liefde van Christus. Amen. Gesang 71. Ons sing die eerste, die 4de en die 6de vers van Gesang 71 ten slotte.
oorwinnaar wees. Geliefdes, gaan in die vrede van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.